Goeiemôre geliefdes. Dit is heerlik om elkeen van julle vanoggend saam hier te hê. Kom ons bid saam. O Here, as ons kop so sak, o Here, as ons oë toemaak, dan weet ons kom sit voor U as nederige leerlinge van die woord. Kinders wat by hulle Vader kom sit, Here, nie net vir ontferming en vir toenadering nie, Here, maar om geleer en gelei te word deur die wysheid, die krag, die vrede, die goedheid en die guns. Here, dankie dat ons weet ons dit hier by U kan kry vandag opnuut vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons in ons eie unieke lewens en ons eie unieke omstandighede is U hier om met ons te praat, om by ons te wees, sodat ons in mekaar kan vrede en vreugde vind. Here, baie dankie vir 'n geloofsgemeenskap, dankie vir die kerk, dankie dat ons geloof en vertroue het, dat U besig is met ons, altyd, aanhoudend, sonder ophou, met nuwe krag en moed en ywer. Here, dankie dat ons dit van U kan vra, dankie dat ons kan weet, o Here, as U met ons praat, dan kan ons luister. Amen. Geliefdes, daar is sekere oomblikke in die lewe waar jy eenvoudig weet, alles gaan nou verander. Dit is nie altyd dramaties nie, dit is soms 'n rustige besluit, 'n stille skuif in 'n nuwe rigting in, maar jy weet, jou lewe kan gaan nou in 'n haarnaald draai, 'n verandering maak. Jy weet, as jy nou op pad is op hierdie pad, dat dinge nou nie anders kan as om anders te wees nie. En baie keer is ons so gedwonge op hierdie pad, dat ons weet, dinge in ons lewe moet nou verander. Partykeer wil ons glad nie dit weet nie, en tog gebeur dit met ons, dinge gaan nou verander. Die teksgedeelte wat ons vandag gaan saam lees, is so 'n gedeelte, so 'n oomblik. Lukas 9 begin met Jesus draai sy gesig na Jerusalem toe. Dit is 'n klein sinnetjie wat vir ons baie sê. As ons lees, Jesus draai nou sy gesig na Jerusalem toe, dan weet ons, alles het afgestuur op hierdie oomblik. Die feit dat Jesus Jerusalem toe sal gaan. En ons weet, as hy in Jerusalem kom, sal niks ooit weer dieselfde wees nie. Nou wat gaan volg is 'n verhaal van Jesus wat rondbeweeg en Jesus wat rondloop. En in hierdie rondloop is daar 'n paar ontmoetings. Jesus ontmoet mense wat hom wil volg of gaan volg of kan volg. Hulle vra vir Jesus vir antwoorde oor hierdie, kan ons maar volg, kan ons saam met jou loop. En wat Jesus vir hulle sê as hulle hieroor praat, is nie noodwendig bemarkingsmateriaal vir 'n maklike, gerieflike geloofslewe nie. So kom ons lees hierdie gedeelte saam. Lukas 9 vanaf vers 51. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hy het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Hoe Jesus gevolg moet word terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom. Ek sal U volg waar U ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. 'n ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan na my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal U volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ons lees vanoggend net tot sover. Ons lees hier 'n gedeelte van Jesus se reis op aarde, aan die beweeg, op en af op hierdie stadium, tussen Galilea en Samaria,
langs die oewer van die Jordaan. En soos hy loop die disippels nou saam met hom, en baie gesprekke op die pad hier, na hierdie plekke toe, gaan tussen Jesus en die disippels oor wat dit beteken om 'n disipel te wees. Vir Lukas, die boek Lukas, die skrywer Lukas, gaan die hele pad saam met Jesus oor disipelskap. Wat dit beteken om Jesus te volg, nie net geestelik nie, maar konkreet, met jou voete, met jou keuses, met jou lewe. Nou Jesus se loop, Jesus se reis op aarde, was nooit sonder hindernisse en ontwrigting nie. En selfs dan kies hy nie eers die maklike pad nie. Om in Jerusalem te kom, kon hy 'n roete geneem het wat meeste Jode verkies het, die een om Samaria, langs die oewer van die Jordaan, maar hy kies 'n korter maar moeiliker pad, reg deur die hart van 'n vyhandige gebied, 'n pad vol konflik. Want die pad na Jerusalem was nou nie net 'n geografiese plek nie, dis 'n pad van gehoorsaamheid, van opoffering, want as Jesus sê hy is op pad Jerusalem toe, dan sê hy is op pad na die kruis. Dis wat daar vir hom wag, die dood. Ek sê weer, sy pad is nooit sonder hindernisse nie, dis nooit sonder ontwrigting nie. En enige iemand wat sal kies om agter Jesus aan te loop, fisies, soos in daai dae, of soos ons vandag metafories, sal gou agterkom, die pad wat Jesus stap, is nie maklik nie. Wat dit van ons vra, is nie eenvoudig nie. Dit is soms teen jou intuïsie. Soms bots dit met jou natuurlike begeertes en behoeftes. Dit los jou soms baie onrustig, baie onkant. In hierdie gedeelte lees ons 3 mense met wie dit presies so gebeur. Elkeen van hulle is in 'n gesprek met Jesus. 3 mense wat aan die buitekant staan en sê ek is bereid om u te volg. En dan kom Jesus se antwoord en sy reaksie en dit is vreemd. Dit is skerp, dit is drasties. Dietrich Bonhoeffer sê in sy bekende boek Wat disipelskap kos, wanneer Jesus iemand roep om hom te volg, dan roep hy daai persoon na sy eie dood toe. Jy gaan sterf, nie net aan jou liggaam nie, maar as jy agter Jesus aanloop, gaan jy sterf aan jouself. Jy gaan sterf aan gemak, jy gaan sterf aan jou eie beheer, jy gaan sterf aan die idee dat jy disipelskap kan laat inpas by jou lewe, op jou terme en in jou maniere. Jesus sê, as jy 'n disipel wil wees, moenie dink jy kan dit halfhartig doen nie, want dit gaan nie maklik wees nie. Dis nie eenvoudig nie. Nie eens die seun van die mens het 'n plek vir sy kop nie. Met ander woorde, as jy my wil volg, moet jy weet, jy moet jou sekuriteit agterlos. Jy moet weet, jy kan dalk selfs gevra word dat die dooies hulle self gaan begrawe. Dit kan verskriklik hard klink as jy dit dadelik hoor. Maar wat hy eintlik sê is, daar gaan nooit 'n perfekte tyd wees vir jou om my te volg nie. Die roepstem is nou, jy moet nou kom. Die derde persoon sê, ek wil agter die aanloop, maar ek wag net gou 'n bietjie, daar's goed wat ek moet doen, en dan sê Jesus vir hom, jy kan nie heeltyd agtertoe kyk nie. Jy moet vorentoe kyk. Jy moet vorentoe gefokus wees. Kan nie 'n verdeeldheid van jou hart wees nie. Ons sien dadelik iets van die genade van Jesus, wat ons in sy disipelskap gaan ervaar, dit gaan iets kos, dit is nie goedkoop nie. Dit is Bonhoeffer se groot waarskuwing eintlik. Dit is so bekend, genade, skryf hy, is nie goedkoop nie. Genade sonder bekering gaan iets vra. Genade wat ons in die kruis gaan kry, is duur. Maar die genade sonder Jesus, die ware genade sonder Jesus is veel duurder. En daarom sê hy, weet net, genade is duur, disipelskap is duur. Dit gaan vir jou iets vra. Moenie dink, dit gaan nie van jou iets vra nie. As jou disipelskap tans niks van jou vra nie, waarmee is ons besig? Wat ons in Lukas 9 sien, geliefdes, is dat disipelskap iets vra. Nie net van jou kop nie, maar die manier hoe jy jou pad loop. 'n Lewenswyse wat jy nou gaan leef, gaan aan alles raak. Hoe jy leef, hoe jy kies, hoe jy liefhet, hoe jy ly, hoe jy swaar kry. In Lukas 9 sien ons amper 3 opsies van mense wat sê, ek sal saamkom, en dan sê Jesus, dit gaan nie gerieflik wees nie, jy moet dit weet. Daar is 'n tweede een wat sê, ek sal saamkom, ek wil U volg,
maar dalk 'n bietjie later. En dan sal nog een wat sê, ek wil saamkom, en Jesus sê, dit gaan alles van jou kos. Dit is totaal nie al die moeite werd, maar dit gaan alles van jou vra. Dis amper asof ons hierdie 3 kante van disippelskap sien. 3 voorbeelde wat ons aan ons eie lewe baie keer voel van wat dit beteken vir ons eie lewe wanneer ons disippelskap ernstig opneem. Nou partykeer dink ek al eerste disippels van Jesus het eintlik 'n groot voorreg gehad om sy disipel te wees, want hulle het nie geweet wat gaan alles gebeur nie. Hulle het nie geweet wat dit alles hulle gaan kos nie, maar ons weet. Ons weet wat het met Jesus gebeur. En ons weet dat as ons agter Jesus gaan aanloop, dan gaan ons dieselfde tipe pad moet loop. Ons weet in 'n sekere sin waarvoor ons osself inlaat. Hulle het nie geweet nie. En daarom waarsku Jesus amper mense wat agter hom wil aanloop. Hy sê, dit gaan soms baie onaangenaam wees. As jy saam met my wil beweeg, moet jy weet. Dit gaan nie altyd so maklik wees nie. En dis wat die eerste persoon hoor. As jy besluit om lojaal te wees onder my, hoor, die jakkalse het gate, voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n plek waar hy sy hoof gaan neerlê nie. Dis nie net 'n opmerking oor dakloosheid nie. Dis 'n openbaring van wat dit beteken om radikaal en onvoorwaardelik gehoorsaam aan God se roeping te leef. Dit sê vir ons, daar is nie sekuriteit vir jou nie. Daar is nie grense nie. Hierdie lewe is soms sonder beskerming. Jesus verwelkom voornemende disippels se entoesiasme, ja, maar nie met applous nie. Hy sê vir die ou eerlik, as jy agter my wil aanloop, moet jy weet, hierdie is nie 'n pad na sosiale sekuriteit of status nie, dis nie 'n pad van gemak nie, dis ontworteling. Daar's nie hierdie strukture wat jou in plek gaan hou nie. Jesus wat sy gesig na Jerusalem toe draai, sê vir ons, hy is hier op 'n profetiese pad, wat eindig in die dood, en hierdie pad wat hy stap is daar geweld, daar's verwerping, daar's kruisiging, en as jy die uitnodiging hoor om saam met Jesus te kom stap, om agter hom aan te stap, dan moet jy weet, hierdie pad kan dus alles van jou vra, as jy ook sê, maar ek stap Jerusalem toe. Die mense in Lukas 9 verstaan disippelskap dalk as 'n eretitel of as 'n beweging vol moontlikhede, maar Jesus sê, hierdie pad is nie gemaklik nie. Dis 'n pad na die kruis toe. So wat hy eintlik vir hom sê is, ja, ek het geen plek om my kop neer te lê nie, maar eintlik wat hy vir hom sê is, ek vind nie my vreugde en vrede en gemak en status in hierdie wêreld nie. Ek vind nie my vrede in hierdie wêreld se strukture nie. Ek soek nie my veiligheid hier in aardse goed nie. En as jy my wil volg, kan jy nie dieselfde doen nie. Jy gaan dalk jou huis moet agterlos, jou sekuriteit, dis 'n leefstyl, 'n manier wat jy moet dink, waarop gaan ek my identiteit bou? Wat gaan vir my belangrik wees? Wie gaan vir my belangrik wees? Is dit wat ek besit? Dit waar ek woon, hoe ek woon, wat mense van my dink, is dit belangrik? Is dit my identiteit? Of weet ek dat as ek die pad van die koning stap, dit anders gaan wees? Dit my identiteit anders gaan laat lyk, moet lyk. As ek sê, maar ek stap agter Jesus aan, dan sê ek, die wêreld se reëls is nie die belangrikste ding vir my nie. Dit is deel van die ongemak van om saam met Jesus te loop. Dan kom ons by die tweede ou, wat vir Jesus sê, ek wil saam met u loop. Ek wil nie net 'n toeskouer wees nie, Jesus roep hom en sê, volg my. 'n direkte roeping, 'n direkte uitnodiging. Hierdie direkte innooi na transformasie toe. En hierdie man lyk heel bereid, hy gee nie verskonings nie, hy vra net eers, dat ek net eers gaan afhandel wat afgehandel moet word. Dit is natuurlik so redelike versoek, selfs 'n heilige versoek. Ons weet vandag wat 'n voorreg dit is om 'n geliefde, 'n mooi en goeie begrafnis te gee. In die antieke tyd nog meer, 'n sosiale, godsdienstige plig van 'n seun om dit vir sy ouers te doen. Dit was eintlik ook 'n gehoorsaamheid aan die wet, eer jou vader en jou moeder. En dan kom Jesus met hierdie ongemaklike, amper skokkende reaksie. Laat die dooies hulle self begrawe. Dan verkondig jy die koninkryk van God.
Wat gebeur hier? Hoe kan Jesus dit sê? Of is daar soos gewoonlik iets dieper aan die gang? Ek lees iemand skryf, natuurlik is hierdie nie 'n afwysing van familieverantwoordelikhede nie. Dis wel 'n oomblik van radikale prioriteite. Jesus praat nie so seer oor 'n fisiese begrafnis nie. Hy sê, as jy werklik die roepstem van die koninkryk hoor, is jy reg om alles anders onder daai lig te plaas. Die koninkryk van God moet nie net 'n opsie in jou lewe wees nie. Dit moet net 'n moontlikheid in jou lewe wees nie. Dit moet 'n totale werklikheid wees van waarin jy loop en beweeg. Dis drasties hierdie. Dit beteken nie jy moet jou menslike verhoudings afskryf nie. Dit beteken dalk jy moet dit herorden, herprioritiseer binne die lig van die werk van God se koninkryk. Hierdie man wil eers iets afsluit, iets voltooi, maar Jesus sê vir hom, die koninkryk kan nie wag nie. Die koninkryk se werk gaan nie wag vir die perfekte tydsberekening nie. Die uitnodiging is nou. Die taak is dringend. As jy wag, gaan jy dit dalk mis. Die koninkryk, geliefdes van God, se nuwe wêreld wat ons in Lukas kry, is reeds besig om aan te breek. En Jesus sê, moenie in een voet in hierdie wêreld staan en een voet in my wêreld staan nie. Weet, dit klink drasties, ek weet dit klink radikaal, maar die koninkryk van God is juis dit. Nou, doen dit nou. En dan kry ons die derde persoon, die derde potensiële disipel. Hy kom self na vore en verklaar hy's bereid om Jesus te volg, maar op sy terme. Ek wil kom, maar ek wil net gou eers vir my familie by die huis gaan groet. En hier is Jesus se antwoord weer, net so skokkend. Baie van ons sal nou nie hierdie beeld ken van om met jou hande te werk en met 'n ploeg te werk nie. Maar as jy nou loop en ploeg en jy kyk vorentoe, dan gaan jy baie mooi reguit ploeg. En as jy nou wonder hoe lyk dit hier agter, selfs al is jou lyntjies hier agter baie reguit, die oomblik as jy omkyk, gaan jy skeef ploeg. Ek lees iemand anders skryf, as jy 'n liedjie sing en jy fokus verskriklik hard, kan jy nie wonder, het ek nou vals gesing of het ek die vorige lyntjie reguit gesing, mooi op noot gesing nie. Jy moet aanhou sing en fokus op wat volg. En hierdie gedeelte sê presies dit. Dis hierdie uitnodiging om vorentoe te kyk. Om vorentoe te leef. Disippels kan nie agtertoe leef nie. As jy op reis is die padkaart wat jy nodig het, dit wat jou vorentoe moet vat. As jy nie weet waar om te gaan nie, moet jy voor jou kyk. Om te gaan, om met nuwe krag saam met die Here na nuwe plekke toe te gaan. En dis die vraag. Is jy bereid om wat agter is te los? Is jy bereid om dit te vergeet en te vergewe en nou nie vorentoe saam met die Here die toekoms in te gaan? As ons sê ja, dan kan ons maklik, soos die derde disipel sê, gee my net 'n bietjie tyd. Laat dit net op my terme wees. Wag net 'n bietjie. Laat ek net 'n paar goedjies regskuif. Dan sal ek doen wat ek moet doen. Dan sal ek wees wie ek moet wees. Dan sal ek my geloofsdissiplines mooi regkry. As my kinders net 'n bietjie ouer is. As dit net nie so wild is nie. As ek net nie so moeg is in die aand nie. As ek net nie so baie balle in die lug het nie. As ek net 'n bietjie meer geld het. Dis baie keer op ons terme. As ek net nie so ver gebly het nie, as dit net nie so moeilik was nie, as my kinders net nie so moeilik was nie. Geliefdes, kyk ons na hierdie gelykenisse, sien ons maklik hoe die Here sê, disippelskap is ongemaklik. Om naby die Here te wees is nie altyd net maklik nie. Dis nie hierdie mooi, lieflike reis nie. Kyk ons na die voorbeelde van die disippels, sien ons dis soms alsbehalwe mooi en maklik en lieflik. Sien ons hierdie 3 mense wat Jesus wil volg, dan hoor ons hoe Jesus sê, jy kan nie met jou eie voorwaardes kom nie. As jy regtig gereed om my te volg, dan laat vaar jou eie vooropgestelde idees. Volg my, maar hoor hierdie waarskuwing. Daar is dalk nie eers vir jou 'n huis of sekuriteit nie. Ja, volg my. Maar laat die dooies hulle self begrawe, kom nou. Kom, volg my. Kyk vorentoe, gaan verkondig die koninkryk van God. Ek sal jou volg, sê die derde een, maar nie dadelik nie. Ek wil eers gaan groet, ek wil eers agtertoe kyk.
Geliefdes, om saam met die Here te loop, gaan van ons vra om ons eie agendas te verloor. Jy kan nie jou eie reg behou en jou eie voorwaardes behou en Jesus eerste stel nie. As ons onvoorwaardelik saam met die Here wil loop, dan gaan ons sê ons gaan ons eie agendas verloor. Ons gaan nie onsself volg nie, ons gaan saam met Jesus loop. As ons sê dat ons saam met Jesus wil loop, dan gaan ons maar moet weet dat dinge dalk drasties gaan wees. As ons dit maklik sou kon doen, dan sou dit dalk nie die beste reis van ons lewens sou wees nie. Van die begin af maak Jesus dit duidelik. Dis nie die abstrakte goed in die lig nie, hy maak dit duidelik. As jy saam met my wil loop, dan gaan dit drastiese veranderinge vra. As jy saam met my wil loop, kyk vorentoe, fokus op wat voor jou lê. Ek is saam met jou in die toekoms in hierdie koninkryk. Ek is saam met jou daar. Ons hoef nie agtertoe te leef nie, ons gaan vorentoe die toekoms in. As jy saam met my wil loop, dan kan dit dalk erg ongemaklik raak, ek weet. Maar ons vizier is op Jerusalem. Ons vizier is nie net op die dood wat in Jerusalem wag nie, ons vizier is ook op die opstanding, die nuwe lewe, die vreugde. Loop saam met my en ervaar, selfs in jou ongemak, waar die Here se lig skyn. Die bekende gedeelte wat sê, where the cracks are, the light shines through. Geliefdes, mag ons in hierdie week nie net stil sit in ons geloof en wag nie, mag ons opstaan, mag ons loop, mag ons saamloop. Mag ons Christene wees wat ons self losmaak van die aardse agendas en die wêreldse strukture. En vorentoe kyk. Al mag dit drasties wees, al mag dit ongemaklik wees, al mag dit moeilik wees. Mag ons saamloop agter die Here aan, dat dit waarin hy ons roep.